is MC Jessis. Bro, check it out. Dan die main event, Jake Paul teen Mike Perry, Platinum Perry. Ek dink hy was geschedule vir hoeveel rondes? 10? Was het 12? Was het 12, hè? Ja, ek kan nie onthou nie. Dit sal ons nou nie vorige skrip, maar dit was nie nodig nie. Dit was nie nodig vir al die rondes. Ja, ek het gedink het sal vroeg al verby wees. Daar was mos hy 2 minute highlights of amper 3 minute en hy het hom sommer in die eerste ronde al knockdown. Toe sê ek nog nee, wat die man gaan geknockout word en toe spring hulle sommer na die 6de ronde toe. So hy het daar 'n tydjie gehou, maar hy's durable. Toe het hy hom, ek dink vir die 3de keer geknockdown en toe hy opstaan toe kandel die ou so 'n bietjie wat mag hy het gesê hy moet links loop en toe struikel hy so links of regs en toe sê die ref, nope, dit is verby. Maar ek weet nie, ek sal nie sê dit was 'n bad call gewees nie, maar as jy loop inzoom soos hulle die video loop wys, hy het letterlik, hy het kant toe geloop en toe trap sy voet 'n klein bietjie skeef en toe swak dit net vir 'n sekonde en toe steady homself net weer en toe call hulle die fight off. Soos dit was vir my, jy weet nie, was dit maar nou net regtig waar, hy was 'n klein bietjie duist en hy het nou per ongeluk skeef getrap by die steady team self, of was hy nou so in sy kas in, maar ek meen dit lyk mos nou nie goed as jy moet loop en jy struikel hier oor jou eie voete nie. Het jy nou gestruikel? Ja, wat het hy sien net hier val die man amper en dan stop hy man. Dink hy nie hierdie man maar ek meen gewoonlik as jy heavy in jou maan gepunch is, dan raak jou bene bakkel, soos jou knieë raak lam amper, dit kan nie jou gewig dra nie, en dit is hoekom die mense so bakkel en so half onstabiel is, hulle noem dit mos in boxing spaghetti legs, jy kry spaghetti legs, nou daai het nie gelyk regtig so spaghetti legs nie, dit was letterlik sy enkel wat net so liggies getwist is en toe steady homself en so, maar ek meen die ref gaan ons nou nie hier sit te kyk na die man sy enkels of sy bene nie, so ek neem hom nie kwaadlik nie, maar ek wonder of Perry nie maar dalk nog kon aangegaan het. Ja, ek kon seker hy is 'n man wat maklik opgee nie. Ja, en ek moet sê, Jake Paul het nogals gesê, soos na die eerste knockdown wat hy hom gegee het, hy sê, dit was 'n snothou gewees, hy het gevoel, dit was 'n harde hou gewees, en hy sê, Perry het opgestaan, en hy het teruggefight, en hy het hom weer plat gesit, en hy het weer opgestaan, en as die ref hom nie gestop het, het hy seker weer gekom, so hy sê, hy moet vir Perry krediet gee, hy is flippend maasetai, en hy bly kom net vir jou, en wat hy nog gesê het van, ek moet sê, na die tyd, het al twee fighters nog ons baie mooi van mekaar gepraat, soos hulle het nou, af en toe, Mike Perry het gesê, hy moet homself loop, wat ook al, maar ek meen, dis Mike Perry. Trash talk voor die tyd. Ja, nee, na die tyd, hy het gesê, he's much faster than I thought, and the power, goed, but he can go, himself. Maar ek meen, dis Mike Perry, hy praat en met sy arme kinders ook so, soos wat ek vir hom ken, maar, wat ek nou wou gesê het, is Jake Paul het gesê, dit was vir hom regtig waar moeilik gewees om Mike Perry se timing te kry en want hy sê die ou bly hy fight nie in 'n patroon nie. Hy sê hy net soos wat jy dink, okay, hy begin nou met 'n sekere habit wat ek exploit, dan fight hy weer heel anders in die volgende ronde en hy sê hy gooi houe op weird angles met weird timing. Hy sê hy het regtig waar gesukkel met Mike Perry want hy kon hom net nie lekker vaspen nie. En Perry het weer gesê Jake, want hy en Jake het mos al gespaar en ek dink hy het iewers in sparring Jake se wind uitgeslaan, so hy het gesê hy gaan weer kyk of hy daai kan visit. Hy het nog so 'n paar ander tricks up his sleeve en toe sê hy Jake het baie verander vanaf die laaste sparring wat hy gedoen het. Hy sê hy's baie vinniger as wat hy kan onthou, soos hy sê hy het gesukkel om hy man se houe alles te keer want hy's bitterlik vinnig en hy's baie elusive want hy beweeg mos baie rond. So hy sê nee, hy gee dit vir Jake en hy het nie regtig verskonings gemaak. Hy sê maybe I could have done better. Hy sê
in die eerste ronde het Jacob 'n body shot geslaan, toe kraak hy van sy ribbebene, en dit was nie lekker nie, maar toe moes hy nou deur dit gefight het. So ja, die ding is net, 'n paar goeters. Nommer 1, first and foremost, belangrikste van alles, size does matter. Of dit nou jou vrou is wat dit vir die man sê, of in 'n boxing match, ja, daai is 'n bietjie rof. Ek joke sommer maar size does matter. Daar's 'n rede hoekom maar weight classes is, en onthou, ons het dit in die vorige ding gesê, Mike Perry is 170 pounder, Jake Paul is 200 pond, soos Jake Paul het letterlik gesukkel om weight te maak. Hy moes in daai hokkiesloop staan, hy was mos overweight, toe moes hy strip down in weeg, laat hy, ek dink hy het gehaal 200.3 pond of soiets, toe sê hulle sommer, dis reg, gat jy. So, ek weet nie hoe dit werk nie, maar miskien was dit nou maar deel van die ding. En Mike Perry sê, na die fight wat hulle daar sit en praat, toe sê hy dink hy weeg nou, nadat hy gerehydrate en geëet en alles is, weeg hy seker 192, 193 pond. So, jy kan mos maar nou net imagine waantoe het Jake Paul geballoon. Toe ek gesien het, hy het gesukkel om 200 te haal, toe dink ek, ja, hy het natuurlik opgebalk vir Mike Tyson, want hulle fight op heavyweight, en wat ek moet sê, waar ek my hoed vir Paul kan afhaal, is ek dink hy het iets in die 20 pond, 25 pond of iets soos dit moes hy in 'n maand se tyd kat. Wat nou nie, vir pro-fighters is dit nie onmoontlik nie, ek dink baie mense doen dit so, maar vir hom was dit rof gewees, en toe het hy nou nog siek ook geraak, 'n week of 2 voor die fight, maar hy het nie daaroor gepraat, hy het maar net dit geïgnoreer en aangegaan. Okay. So ja, size does matter is definitief die eerste ene, jy kon die verskil sien in size tussen die twee ons. Al was Mike Perry mooi groot, ek moet sê sy rug was breed gewees, en hy het redelike, sy arms was mooi fris en gespierd, en hy was nie vet nie, hy was fris, hy het mooi uitgesit, maar ek meen, wat verwag jy van 'n jonger, groter, pure boxer met 'n boxing rekord van 9-1 versus 'n ouer man wat kleiner is en wat een boxing match gehad het, en daai een boxing match is 0-1, hy het verloor. Soos, come on man, jy kan laerskool wiskunde hê, dan kan jy actually uitfigure wie was supposed gewees om... Ek het ook gedink, Jake Paul sal maklik wen. Ek het maar daai gevoel gehad al van die begin af, toe ek hoor hy gaan teen Mike Perry fight, en hy gaan nou maklik wen. Ja, dat is maar my gevoel. Voor ek eens geweet het wat die size is en goeders was. Is het. Ja. En die ding is, hy sal nie vir Perry gekies het, hy is baie soos Floyd Mayweather, hy kies baie slimse opponents. Ek meen, nou gaan hy uit, hy sê nou, hy is the king of violence in die wêreld, liewe vader, omdat jy oor die helfte jou size is opgeneek het, en nou call hy uit vir Mike Tyson, wat 58 jaar oud is, wat die fight gekanselleer het. Hy wil vir Mike Tyson. Ja, maar ek meen, Mike Tyson het letterlik 'n medical emergency op 'n plein gehad, vir wat iets met sy maag, of weet jy wat hy, nou klink dit vir jou soos 'n ou wat reg is om teen 'n jong mannetjie wat in sy prime is te fight, wat 10-1 so vol van die juice is, dat dit nie en snaaks is, hy fight nooit in Las Vegas nie, want die testing is daar te streng, so dis mos nou nog weer 'n ander ding om na te kyk. Maar die interessantste ding van die hele spectacle is, nie net dat hy vir Mike Tyson uitgekol het, maar hy het vir Alex Pereira uitgekol. Weet jy daarvan? Ek het zoiets net nou gesien op YouTube, net so op screen, of 'n thumbnail. Ja, hy kyk, AJ het mos vir Pereira gesê, hy wil hom graag in boxing sien, hy dink hy sal goed doen, en toe het Pereira mos gesê, wie sal jy my teen wil sien fight? Want dit was nog altyd 'n droom gewees, en toe het Jake Paul nou gesê, okay, jy wil mos boxing toe kom fight my, as Dana jou sal toelaat of wat, maar ek meen, en toe hulle in die ring 'n video gemaak, 'n video call, toe praat hy met Alex Pereira, en toe sê Pereira vir hom, toe hy sê,
will you come and fight me in boxing of wat? Toe sê Pereira, Shama. Hy sê yes, of course. Hy sal dit en toe hy vra, dink jy Dana sal dit kan doen? Toe sê hy ja, nee, hy dink hy sal dit kan doen. Maar ek meen, dit sal nou 'n fight wees. Maar hulle moet dit eintlik 'n bietjie maak er maar kickboxing match. Verstaan jy? Ja, sal Jake Paul verloor. Ja, hy sal sy been afskop. Maar ek dink as hulle met boks sal Jake Paul hom dalk wen, dink ek. Dink jy? Ek sal my geld 10-1 op Pereira sit vir daai fight. Net omdat hy nie 'n bokser, hy's 'n kickbokser, maar dis nog steeds 'n ander sport. Ja, al sy weapons word weggevat behalwe sy punching, maar ek dink nog steeds Pereira het meer power as enige iemand wat Jake Paul nog in sy lewe gefight het. Nee, definitief. En meer as Mike Tyson. Ek is redelik seker daarvan. Ek weet nie eens of Mike Tyson soveel power in sy prime gehad het. Ek weet dit klink seker nou soos blasphemy vir baie mense, maar hy Pereira het 'n left hook soos 'n shotgun. Ja. En so ja, dis definitief. Jake Paul teen Alex Pereira volgende. Okay. 我的血脉充满了骄傲，我的 hip hop 伴随着小脚，我的声音永远都比你老，我的现场把地球点爆，哈！我加 KD 和 AD 拿 MVP。